In 2023 het ons hierdie stroombaandiagram, die EMK, elektromotoriese krag, 12 volt, interne weerstand 0,5 ohm, daar's 'n lae weerstand ammeter in serie, en dan het ons hierdie twee 10 ohm resistors, ons het 'n 10 ohm gloeilamp, en ons het 'n 15 ohm resistor in parallel, en skakelaar S is gesluit. Nou weer eens, nog niks is gevra nie, kom ons doen gou vinnig 'n sommetjie om te bepaal wat is die totale weerstand. Ons begin met hierdie parallelskakeling, 'n 10 en 'n 10. Nou jy weet teen die tyd, as jy dieselfde waarde het in 'n paralleltak, vat jy een van hulle en jy deel hulle deur die aantal. So hier's 2 wat elkeen 10 is, ons vat een, ons vat die 10 en ons deel hom deur 2. So die R parallel in hierdie geval gaan 5 ohm wees. As daar 4 was met 10 ohm, vat jy 1 en jy deel hom deur 4, dan sou dit 2,5 gewees het. As daar 10 in parallel is, elkeen is 10 ohm, vat jy 1, 10, deel deur 10, dit sal 1 ohm gewees het. Wat is belangrik? Jou effektiewe weerstand van 'n parallelskakeling sal laer wees as die laagste ene. So terug by hierdie scenario, 10 en 'n 10, ons vat die 1 10, ons deel hom deur hoeveel is daar? 2, ons deel hom deur 2 en ons kry 5 ohm. Nou, daai parallelskakeling is in serie met die 10 ohm gloeilampie. So die boonste tak, kom ons sê dit is RS, is 5 plus 10, dit gaan 15 ohm wees. So nou het ons 'n 15 ohm bo gedeel deur 'n resistor met 15 ohm in die onderste tak. Parallel, 15 15, selfe waarde. Ons vat een van hulle en ons deel dit deur die aantal. So 15 gedeel deur 2, jy weet jou R totaal gaan gelyk wees aan 7,5 ohm. So ek wys net hierdie, daar is maniere hoe jy vinnig op jou eie sonder 'n sakrekenaar selfs hierdie tipe berekeninge kan doen om seker te maak dat die antwoord wat jy kry belyn met die vinnige sommetjie wat jy in jou kop gemaak het. Hierdie is in 2022 ook gevra, as ook ander jare, Ohm se wet. Die potensiaalverskil oor 'n geleier is direk eweredig aan die stroom in die geleier by konstante temperatuur. Baie belangrik, konstante temperatuur. En dit hou verband met die twee tipes geleiers wat ons kry. Ohmiese geleiers wat Ohm se wet gehoorsaam en nie ohmiese geleiers soos gloeilampe wat warm word. En dan is daar 'n ander weerstand wat jy het as gevolg van 'n verandering in temperatuur. Skakelaar S is gesluit. Bereken die totale eksterne weerstand van die stroombaan. Nou ons het dit vinnig gedoen aan die begin. Jy weet die antwoord is 7,5 ohm, maar nou moet ons die berekeninge toon. So kom ons begin met hierdie parallelskakeling. So 1 op R parallel is gelyk aan 1 op R1 plus 1 op R2. So dit is 1 op 10 plus 1 op 10, dit is 2 op 10. Die resiprook RP is gelyk aan 10 gedeel deur 2, dit is 5 ohm. Nou kan ons die weerstand uitwerk RS, die serie skakeling tussen die parallelskakeling en die gloeilamp. So dit gaan wees R parallel plus RL. En dit is gelyk aan 5, reeds bereken op die vorige bladsy, plus 10 ohm, want dit is die weerstand van die gloeilamp. So dit is 15 ohm. En gevolglik kan ons nou 1 op, kom ons sê dis die parallel weerstand 2, kan ons dit bereken, en dit is 1 op RS, wat ons sopas bereken het, daai 15 ohm, plus 1 op R3. So dit is 1 op 15 plus
1 op 15 is gelyk aan 2 op 15. En nou kan ons sê, dus R parallel 2 is gelyk aan R totaal, en dit is gelyk aan die resiprook, so dis 15 gedeel deur 2, en dit is 7,5 ohm. So jy gaan net in hierdie geval al jou berekeninge mooi moet wys, en ek wys net weer eens, waar maak leerders dikwels foute? Hulle maak foute deur te begin met 1 op RP2, en dan vergeet hulle om RP2 te skryf. Hulle gaan net aan met die is gelyk aans, en dan kry hulle daai antwoord as is gelyk aan 15 op 2 is gelyk aan 7,5, maar wat hulle eintlik dan sê is, hulle sê dat 1 op RP2 is 7,5, en daar verloor jy dan ongelukkig 'n punt, weens die feit dat jy nie gewys het dat jy die resiprook gekry het nie. Volgende moet ons die lesing op die ammeter bereken. Nou die EMK is gelyk aan die totale stroom, wat natuurlik die lesing op die ammeter gaan gee, maal met jou totale eksterne weerstand plus jou interne weerstand. Nou ek wil sommer net hier stil staan. Daardie waarde het jy sopas bereken as 7,5 ohm. As jy vir watter rede ook al nie daardie waarde kon bereken het nie, dan moet jy net enige som doen, al is dit verkeerd. En dan werk jy met daardie verkeerde waarde hier, dat jy ten minste in hierdie som jou volle punte kan kry. So daar word gemerk met die fout in fisika. So ons het die EMK is 12 volt, die stroom is I, dit gaan ons nou bereken. Ons eksterne weerstand is 7,5 ohm plus die interne weerstand is vir ons gegee as 0,5. So die stroom gaan gelyk wees aan 12 gedeel deur 8, en dit is 1,5 ampere. Bereken die drywing P verbruik deur resistor R3. Nou daar's meer as een manier hoe jy hierdie kan bereken. As ons kyk na die parallelskakeling, dan weet ons dat die totale stroom wat ons bereken het as 1,5 ampere, die weerstand in die boonste tak het ons bereken effektiewelik as 15 ohm, en die weerstand in die onderste tak is 15 ohm. So die potensiaalverskil is dieselfde, die weerstand is dieselfde, so die stroom moet dieselfde wees. En dit beteken hierdie 1,5 ampere gaan gelykop verdeel. En dit beteken die stroom wat deur resistor 3 vloei, gaan die helfte wees 0,75 ampere, en net so gaan deur hierdie gloeilamp 0,75 ampere stroom vloei. En dan kan ons nou regtig tegnies gaan, daai 0,75 ampere gaan ook 50-50 deel tussen R1 en R2, maar dis nie nou gevra nie. Ons het met ander woorde die weerstand van R3, ons het die stroom deur R3, so ons kan sê die drywing P is gelyk aan I kwadraat maal met R, wat is die stroom? Is 0,75 gekwadreer maal met die weerstand, en dit is 15 ohm, en dit gee vir ons 8,44 watt. Skakelaar S maak ons nou oop. En die vraag is, as die weerstand van die gloeilamp 10 ohm bly, hoe sal die helderheid van die gloeilamp beïnvloed word? Verhoog, verlaag of dieselfde bly? Nou wat belangrik is, as die vraag is, wat gaan die helderheid nou wees? Helderheid hou verband met drywing. So ons gaan moet kommentaar lewer en verduidelik wat gebeur met die drywing van gloeilamp RL. Ons gaan uit die aard van die saak RIFFE gebruik. So wat gebeur met die totale weerstand as skakelaar S oopgemaak word? Ons verwyder 'n weerstand wat in parallel was, en as jy dit doen, verhoog die weerstand. As weerstand verhoog,
dan gaan my totale stroom afneem. As my totale stroom afneem, dan gaan my V intern afneem en my V ekstern gaan toeneem. En aangesien die drywing gelyk is aan die potensiaalverskil gekwadreer gedeel deur R en R bly konstant, beteken dit dat P, die drywing, gaan toeneem en dit beteken die helderheid van daardie gloeilamp gaan toeneem. 'n Ander manier om daarna te kyk, jy sal weet die EMK is gelyk aan die totale stroom maal met die eksterne weerstand plus die interne weerstand. EMK bly konstant op 12. Ons gaan U nou bereken vir hierdie nuwe scenario. Die totale weerstand is nou nie meer 7,5 nie. Dit is hierdie 5 ohm plus daai 10 ohm want hulle is in serie. Dit beteken 15 ohm plus die interne weerstand. Dit bly konstant, dis 0,5. So jou stroom is nou gelyk aan 12 gedeel deur 15,5. En dit gee vir ons 0,774 ampere. Nou wat was die stroom wat deur die gloeilamp gevloei het toe skakelaar S toe was? Onthou jy, dit was 0,75 ampere. So 0,75 ampere het nou toegeneem na 0,774 ampere. En as jy drywing bereken deur te sê P is gelyk aan I kwadraat R, jou R bly konstant, hy bly 10 ohm, maar jou stroom het toegeneem. So ook op hierdie manier dui jy dan aan dat die drywing toeneem en gevolglik daardie gloeilamp gaan helderder brand.